Vandag is wat hulle noem Kwansys Palm Sondag. En heel toevallig vanoggend, terwyl ek en my vrou in die teenwoordigheid van die Here verkeer in ons huisgroep, wat basies net ek en my vrou is, toe kry ons 'n lering wat vir my geskit het, en ek word nie sommer geskit deur 'n lering nie. Maar is iets waar ek altyd gepraat het. Maar vandag was daar net 'n nuwe aspek van dit aan my oopgemaak. En daai gedeelte het ek nog nooit in my ganse lewe, wat ek in die bediening is, oor daai vers gepreek nie. Ek het nog nooit in my ganse lewe, en ek is nou 64, het ek nog nooit 'n preek gehoor oor hierdie teks nie. En ek glo ook nie, behalwe vir die ene, sal jy ook in die toekoms nooit 'n preek hoor oor dit nie. Want sou jy 'n preek oor dit hoor, dan gaan jy geskok wees. Want daar is soveel waarheid wat in daai teks is, dat die mense besef nie hoe fenomenaal daai teks is nie. Romeine 2:16. Kom ons vat van vers 14 af, om 'n bietjie konteks te gee. Want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulself 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee, en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. En hier kom die vers, 2 vers 16. In die dag, wanneer God die verborgde dinge van die mense deur Jesus Christus sal oordeel, volgens my evangelie. Wat Paulus hierso sê, hy sê dat in die verlede was daar altyd gewees die wet waarvolgens die mens geoordeel is. God het volgens die wet die mens veroordeel, en die mens het onderling self mekaar volgens die wet veroordeel. En in hulle onderhouding van die wet, het hulle self of skuldig gemaak, of verontskuldig aan die wet. Luister wat sê Paulus. Paulus sê, want wanneer die heidene, wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet en het hulle geen wet nie. Hoorie wat praat hy daar? Hy praat van die heidene, wat vrygespreek is van die wet. Wat Paulus in effek hierso sê, in vers 14, is ons as heidense gelowiges, het absoluut niks met die wet uit te waai nie. Hoekom? Want ons kan ons nie verontskuldig in die lig van die wet nie, of skuldig verklaar in die lig van die wet nie. Ons verklaar onsself as in Christus, of buite Christus. Ons verklaar onsself as die lewe van Christus wat in my lewe, of die lewe van Christus wat buite my is. Ons as wedergebore kinders van die Here verklaar vir myself of ek met die lewe van Christus, die lewende en opgestaande God leef, en of ek andersins sonder die lewe van die opgestaande Christus lewe, en nog steeds lewe volgens die wet van Adam en die sonde en die dood. Jy sien, ons mense is altyd so ondergeskik aan die wette, of enige vorm van wet, het sy tiendes en offergawes, het sy kerkdienste bywoon, het sy doop deur nat gespat te word of half verdrink te word. Ons moet altyd ietsie kry, waarin ons onsself of skuldig verklaar, of onsself onskuldig verklaar. So in ander woorde, of ons verontskuldig ons in die lig
van ietsie, of ons maak ons skuldig in die lig van iets. Maar Paulus sê, jy as 'n kind van die Here, wedergebore kind van die Here, nie kind in kerkdiens nie, nie kind in kerkgenootskap nie, nie kind in kerkbywoning en kerklidmaatskap nie, nie 'n kind omdat jy nat gespat is met water toe jy 'n baba was en nou dink jy jy's 'n verbondskind en jy gaan hemel toe nie. Dis 'n liegstorie daai. Julle kan jou 2 miljoen, dan kan jy met 2 miljoen liters nat gooi en sê jy's gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en nou gaan jy hemel toe. Dit gaan nie wees nie, want as daar nie 'n wedergeboorte plaasvind, gaan jy die koninkryk van God in elk geval nie sien nie. Maar let jy wat sê Paulus hier so mooi. Ek gaan nou by vers 16 uitkom. Paulus sê, want wanneer die heidene wat geen wet het nie, van nature die dinge van die wet doen, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle geen wet nie. Omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtenis mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. So sê jy, waar is die begrip van wat is Christenskap en wat is 'n Christen eintlik? Dit kom nie van wat ek doen nie. Dit kom nie van waar ek aanbid nie. Dit kom nie van hoeveel tekens en wonderwerke ek kan doen nie. Dit kom nie van daai punt hoe fantasties en hoe geseënd en gesalf ek is, of my geseënd en gesalf my pastoor, priester, dominee of wat se gemors dit ook al is. Dit gaan nie daaromtrent nie. Jy sien, my dominee kan my nie regverdig verklaar nie, my priester kan my nie vryspreek van die sondes nie. Want daai skuldigmaking of verontskuldiging kom van iets binne in jou. Nou as jy nie Christus as jou lewe het nie, gaan jy aangekla word deur die duiwel dat jy God nie waardig is nie en dat jy soveel dinge moet doen om God se guns te wen, maar daar's nie 'n bekering of 'n wedergeboorte wat plaasvind nie. Dis aan die een kant. Aan die ander kant is jy miskien 'n bekeerde kind van die Here wat 'n bekeringsgebedjie gemaak het en nou dink jy jy's heilig en onberispelik voor God in liefde. Ja, jy is gered, jy is vrygespreek, maar beteken dit dat jy die oortuiging het van Christus in jou? Beteken dit noodwendig dat jy die getuienis van die Gees van die Here in jou het, dat jy 'n kind van God is? Wat maak my 'n kind van die Here? Maak my 'n kind van die Here die feit dat ek op so en so datum 'n bekeringsgebedjie gemaak het en vir klein liewe Jesusie gevra het om my hartjie te kom woon en nou gaan ek na die hemeltjie toe en ek gaan nou 'n ewige lewetjie lewe met Jesus. Is dit wat jy dink, wat binnekant in jou is, wat jy of onskuldig verklaar of skuldig verklaar? Jy sien, daar moet 'n wedergeboorte plaasvind. Met ander woorde, daar moet 'n nuwe lewe in jou geplaas word en 'n ou lewe uitgehaal word. Daar moet dus 'n omreiling en 'n verwydering van 'n vorige lewe gebeur, sodat daar 'n nuwe lewe in jou kan wees. Daar moet 'n uitsit van 'n vorige mens wees en die inplaas van 'n nuwe mens in jou. Daai mens is Christus Jesus. Hy moet in jou ingeplaas word en Adam moet uit jou uitgegooi word. Die kennis van God moet in jou geplaas word deur die Heilige Gees en die kennis van die sonde en die wet moet uitgewerp word, soos Paulus sê in Romeine 7. Soos die slavin werp uit die slavin en haar seun. Jy sien, daar moet 'n omruiling van nature plaasvind sodat die vorige sondige sataniese adamatiese natuur uitgegooi kan word. Dis wat wedergeboorte beteken. Daar is 'n algehele verwydering van alles van my verlede, alles van Adam, alles van Satan, alles van die wet, alles van die profete, alles van die Ou Testament en alles van Jesus van Nasaret. Hoekom hamer ek so op Jesus van Nasaret? My vrou sê gister vir my, "Jessie, maar jy praat omtrent oor hierdie en jy hamer omtrent hierdie Jesus van Nasaret." Ja, want die mense is so vasgevang in Jesus van Nasaret, daar's geen verskil tussen hulle en 'n moslim nie. 'n Moslim doen alles wat Mohammed doen, soos die Christene alles probeer doen wat Jesus van Nasaret gedoen het. Maar het jy die Jesus van Nasaret in jou? As jy my sê ja, dan sê ek vir jou, jy lieg. Hoe kan jy 'n mens wat as 'n mens op die aarde gehad het in jou woon? Jy kan slegs iemand in jou kry wat gees is, wat God is of 'n entiteit is. En daai ene wat in jou is of Satan wat jou lewe gees is, of as daar 'n omruiling van natuur, gees en lewe en verstand plaasvind, is dit Christus
wat in jou lewe, met wie se gees jy een gees is, en sê die Here, God stuur die gees van sy seun in ons harte uit, en hy roep, Abba Vader. En as iemand die gees van Christus nie het nie, is hy niks van God nie. En dit beteken eenvoudig, dat binnekant in jou, kom daar 'n verontskuldiging vanuit Christus homself. Vanuit Christus homself binne in jou, is daar 'n verontskuldiging van jou, want daar is geen veroordeling vir jou nie, as jy in Christus Jesus is, as jy volgens die wet van die Gees sit, die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus wandel, nie volgens die wet van die dood en van die sonde nie. As jy wetties is en deur werk en meriete en tekens en wonderwerke dink, nou gaan jy God se guns wen, of jy's dan nou hoër status van Christendom as ander mense, sorry, jy's op die swakste en die laagste en die mees vrotste status van Christendom, want jy het nog nie gekom tot die besef dat hierdie Christus in jou leef nie. Daar is binnekant in jou nie 'n verontskuldiging wat vanuit Christus kom nie. Daar is 'n verontskuldiging omdat jy die hele tyd bemoedigingkies kry van priesters, pastore, dominees, musieke en uit die wet en die profete uit. Maar dit verontskuldig jou nie. Hoekom het jy die hele tyd bemoedigingkies nodig? Hoekom het jy die hele tyd 'n woordjie hieroor en 'n woordjie daaroor en dat iemand hier vir jou bid en iemand daar vir jou moet intree en dat iemand hierso die generational curses moet bestraf en iemand hier vir jou moet salf met olie en dat jy na die profeet toe gaan want hy het 'n woord vir jou? Want daar is nie 'n innerlike verontskuldiging vir jou van Christus nie. Jy lewe uitsluitlik en absoluut uit jou vleespersoon uit. Daar is niks, soos 'n niks van Christus in jou nie. Maar nou sê Paulus, hy sê hierso, omdat hulle toon dat die werk van die wet in hulle harte geskrywe staan, terwyl hulle gewete saam getuienis gee en die gedagtes mekaar onderling beskuldig of ook verontskuldig. Wie sien, hoekom is daar Christene wat soveel sondebelydenis doen en elke Sondag vorentoe gaan in die kerk of elke Sondag 'n hertoewending maak of elke keer as hulle iets hoor voel hulle so aangekla en hulle doen 'n verskriklike belydenis weer en 'n sondebewustheid. Want hulle gewete kan nie met hulle getuig dat hulle kinders van God is nie. Al ene wat met jou kan getuig en bevestig dat jy kind van God is die Heilige Gees. Wat beteken dit om 'n kind van God te wees? Dit beteken God het sy lewe in my ingebaar. Sy saadlewe het vir my lewe gegee en ek is uit God se saad uitgebore, net soos Christus uit God se saad uitgebore is. En hierdie Christus leef in my. En in hierdie Christus in my is daar geen sonde nie. Is daar geen tekens en wonderwerke nodig nie. Is daar geen profetiese insig nodig nie. Is daar nie 'n profetiese woord nodig nie. Is die profete nie nodig nie. En met hierdie Christus, die lewende God van die hemel, wat in my woon, is daar nie 'n nodigheid van Jesus van Nasaret nie. Hoekom nie? Want hierdie Jesus van Nasaret het ons verkondig, is altyd tekens en wonderwerke en miracles wat gebeur en herlewing wat wag. Met ander woorde, hulle wil altyd alles verander. Daar is altyd iets wat verander moet word en altyd iets wat hulle wil inbring en iets moet verander na iets hulle vergeet dat die werklikheid is Christus, nou is nie nodig om 'n verandering plaas te vind nie. Want die enigste verandering wat moet plaasvind is daar is 'n ander lewe wat in jou geplaas word. Hierdie wêreld gaan nie verander nie. Jy kan nie hierdie wêreld probeer verander nie. Jy kan nie hierdie wêreld 'n beter plek probeer maak deur jou godsdienst nie. Jy kan nie die wêreld 'n beter plek maak deur jou geestelike oorlogvoering nie. Jy kan nie die wêreld 'n beter plek maak om te bid vir die wêreld nie. Jy kan nie, want Satan is die god van hierdie wêreld, nie Christus nie. Jy sien, daar moet altyd ietsie bygevoeg word, daar moet altyd 'n verbetering van die wêreld wees. Hoekom is daar so 'n soeke na herlewing? Hoekom is daar so 'n soeke na tekens en wonderwerke? Want ek wil 'n verbeterde salwing hê, ek wil 'n verbeterde mag hê, ek wil 'n verbeterde krag hê. Maar jy vergeet, Paulus sê dat ek is vergenoegd met alles wat ek het. Jy sien, dis die verskil. Daar is geen oortuiging van Christus as jou lewe in jou nie. Dis hoekom jy altyd soek na bemoedigings, profetiese woorde, ekstatiese belewennisse, spreekentale, uitleg van tale, profetiese woorde, die profete, die wette, jou dome en jou pastoor en jou priester en liedjies wat jy altyd oor die radio vra wat jou moet bemoedig en jy's al ewiglik besig om vir iemand te vra, "Ai, bemoedig my tog en dankie vir die bemoediging." En waar die mense kom en sê, "O, ek wil net vandag vir jou 'n bietjie bemoedig." Bemoedig se voet, man. Daar die hel met bemoediging toe.
Ek sê dit letterlik, na die hel met bemoediging toe. Want hoe meer jy bemoedig word, hoe swakker word jou geloof in Christus Jesus. Hoe swakker is die realiteit van Christus in jou, en hoe meer begin jy jouself skuldig maak aan die verwydering van jy en Christus. Want nou probeer jy jou bemoediging uit die mens uitkry, uit die koninkryksboodskap uit. Want nou dink jy tekens en wonderwerke gaan hierdie Christus in jou soveel beter maak. Nee, dit werk net op jou emosionele sielsdimensie. Dit werk nie op die Christus in jou nie. En tekens en wonderwerke het niks te doen met geestelike groei nie. Dit help net vir jou om jou emosies vir 'n oombliekie op te werk en dan daarna val dit weer so pap, soos 'n ou balloontjie wat afgeblaas word. Jy moet altyd in jou emosies bemoedig en versterk word. Want jou gewete en jou hart kan nie getuig dat daar 'n ander lewe en 'n ander persoon in jou is nie. Kind van die Here, jy moet dit besef, daar's 'n ander lewe en 'n ander persoon in jou. En totdat jy nie daai besef kan maak, gaan jy jouself nie kan verontskuldig nie. Want hoe meer jy jou skei van Christus, hoe meer skuldig maak jy jou dat God se siel nie meer 'n welbehae in jou het nie. Hoe meer jy gaan in tekens en wonderwerke en uiterlike dinge in die koninkryksboodskap van Jesus van Nasaret en tekens en wonderwerke, die profete Abraham, Isak en Jakob en die wet en sonde belydenis en sonde bewustheid en geestelike oorlogvoering en 'n profetiese woord hier en 'n taal uitleg vir jou daar en 'n dominee of 'n priester of 'n pastoor wat jou hier bemoedig en 'n liedjie wat jou hier bemoedig en jy wat so graag 'n liedjie stuur en 'n teksie stuur. Wie ek is so keelvol vir mense wat tekste wil stuur om ons te bemoedig. Man, vat jou teksies om ons te bemoedig en gooi dit in die putte van die hel in. Ek het nie nodig om deur teksies bemoedig te word nie. Ek het nie nodig om deur gebedjies en die hande oplegging en profetiese woorde en dinge in die profete Abraham, Isak en Jakob bemoedig te word. Ek het nie nodig om Jesaja, Jeremia, Esegiel, Obadja, Sefanja, Haggai, al daai mense, ek het nie nodig om in hulle te lees om bemoedig te word nie. Want wat sê Paulus vir ons? Dat ons bemoediging is van God homself in Christus Jesus. Gaan lees dit is daar so in Filippense, gaan lees dit, dis in Kolossense, dis in Efesiërs, dis in Galasiërs, ons bemoediging is Christus Jesus. Gaan lees dit in Timoteus, hy praat veral van Timoteus daarvan. My bemoediging is Christus in my. Daaruit is my krag, daaruit is my sterkte, want God is my helper. Daaruit is my bemoediging. Maar dit bring my nog nie by Romeine 2 vers 16 nie. Dit bring my nog nie by die teks waar ek met julle wil praat, wat ek nog nooit gehoor preek het in die kerk nie, en dit is waar ons volgende keer gaan bykom. Totsiens.